geld. Wat sê die Bybel daaroor? Ons erken ons behoefte daaraan om te leef en te funksioneer in die wêreld. Maar hoe moet ons dit bestuur? Miskien is 'n beter vraag: bestuur ons dit of beheer dit vir ons? As Christene erken ons dat hoe ons geld sien of bestuur ons nie kan red nie. Selfs ons mees vrygewige dade kan ons nie red nie. Christus alleen red ons. Deur die mees oorvloedige daad van vrygewigheid van alle tye, toe hy sy lewe as 'n offer aan die kruis neergelê het. Al kan ons liefdadigheid en hoe ons geld bestuur ons nie red nie, wys dit tog hoeveel ons die vrygewigheid van God verstaan. Dat hy sy seun gegee het, sodat ons met hom versoen kan word vir ewig. Dit is 'n belangrike aanduiding van die toestand van ons hart, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek wil hê jy moet asemhaal, ek wil hê jy moet ontspan. Ek gaan nie geld vra volgende nie, hoor. Wees dit rustig. Ons gaan in die volgende 3 weke stil staan by wat ons in ons harte sien en glo, is een van die goed wat die meeste spanning vir ons mense bring, as ons nou wyd kyk, en net sien waardeur hulle gaan, en dit wat regtig die hele tyd in die top 3 gebedsversoeke is, wil ons in die volgende 3 weke jou kom bemagtig en jou kom bedien deur God se woord, want ons weet dit is 'n tema wat so relevant is tot ons elke dag bestaan. En ons wil net so 'n bietjie in daai kom inspreek. Die gesprek, ja, is persoonlike finansies, maar die fokus is God se liefde. Ons wyk nie af van wat ons die hele jaar mee besig is nie. Ons staan stil. Ek wil vandag vir jou laat sien wat God se hart vir jou lewe is en ook spesifiek vir jou finansies. Kan ons net vanoggend saamstem? God se liefde is nie goedkoop nie. Dit het hom baie gekos. Dat ek en jy aan die ontvangkant kan staan en sê, maar ek beleef regtig sy liefde. Sy liefde is nie net goedkoop nie, dit is nie goedkoop nie, maar dit is ook nie selektief nie. Met ander woorde, dit is nie net veronderstel om in 'n sekere area van jou lewe te geld nie. God se liefde is alomvattend, wat beteken, dit is ook bedoel vir daai area van jou lewe wat vir jou soveel spanning bring. Met ander woorde, jou geldsake, baie dankie, jou finansies. Baie dankie, Saen. Skryf dit maar op, dat ek die koffieshop skuld, hoor. Dat die ouens nou nie sê, ja, maar ek kry voorkeur en ek kry gratis goed by die koffieshop nie. Ek weet hoe dink julle, partykeer. Sy liefde is nie goedkoop nie, sy liefde is nie selektief nie. God, en hierdie is doxa Deus se verstaan, God wil hê, hoor gou mooi, God wil hê dit moet goed gaan met jou finansiëel. Ek wil dit vir jou vandag sê. Ek dink partykeer struggle ons so 'n bietjie met die definisie van goed gaan. Vanuit die woord verstaan ons, God wil hê dat jy genoeg het om aan jou behoeftes te voorsien. God wil nie hê dat jy moet hierdie konstante angs en spanning beleef in jou lewe nie. God wil hê dat jy ook die vermoë het om ander te kan bless en ook jou roeping te kan uitleef. Hierdie is alles Bybelse definisies van wat goed gaan beteken. Maar sy hart is nie dat jy moet struggle nie. Dis nie God se hart nie. En ek wil net vir jou sê, baie mense sê, praat die kerk al weer oor geld. Ek wil baie ernstig vandag vir jou kom sê. Dat geld en geloof is so naby aan mekaar in die woord. Meer as wat ons partykeer besef. Hoe verwant dit is aan mekaar. Daar's 'n rede dat die Bybel meer te sê het oor jou geldsake as oor gebed en geloof gesamentlik. Waarom? Want dit is nie omdat Jesus iets van mense wou hê nie, dit is iets wat hy vir mense wou hê.
As jy nog steeds nie my saamstem nie, wil ek jou vra, as jy nog steeds dink, ons het nie nodig om hierdie sterk verwantskap te praat tussen finansies en geloof nie. Ek en jy weet dat wanneer dit swaar gaan met mense, is dit partykeer die eerste ding wat op die proef gestel word, geloof. Ons het ook al gesien as jy het omkeer, dat wanneer mense se geloof gesond is, raak dit ook sigbaar in die manier hoe hulle werk met hulle finansies. Amen. Dit geld albei kante toe. Maar ons moet vandag hieroor praat, want die eerste vraag wat by mense baie keer opkom, is, Here, as U regtig lief is vir my, as U alles prysgegee het, dit wat die mees kosbaarste was vir U, gegee het vir ons, om U liefde, en onthou nou, sy seun, die motivering agter dit, was liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. So sy opoffering was gemotiveer vanuit 'n plek van liefde. En nou Here, nou vra ons ook vandag saam die vraag, as U dan regtig vir ons lief is, waarom moet ek so soeg en sweet en die hele tyd hierdie druk na my lewe beleef as gevolg van my persoonlike finansies? So ek dink hierdie is 'n gesprek wat ons moet hê. So kom ons gaan kyk wat sê die man wat die naaste aan God se hart was, of naby aan God se hart was. 'n Man so na God se hart, Dawid homself. Dawid sê, ek was jonk, en nou is ek oud. Maar 'n regverdige mens wat verlate is, het ek nog nooit gesien nie, of dat sy kinders vir kos moes bedel nie. Hier is 'n observation wat Dawid maak aan 'n laat stadium in sy ouderdom, en hy sê, ek het nog nooit gesien, dat 'n regverdige man, party vertalings praat van 'n godly man, a godly person, dat 'n regverdige man ooit deur God verlaat is, of dat dit swaar moes gaan met selfs die volgende nageslag nie. Maar nou is dit dadelik vir ontspanning, nê. Maar nou hoor ons dit, en ons kyk dalk na ons eie lewe, en daai twee goeters praat dalk nie nou met mekaar nie, nê. En dit is wat ek vanoggend met jou wil deel. Ek wil vir jou vandag kom sê, God voorsien nie net nie, maar hy vorm ook. Hoor mooi. God voorsien nie net nie, maar hy vorm ook. Hy doen iets in my en jou lewe, wat maak dat dit wat hy voorsien, op 'n manier mee gewerk kan word, dat dit volhoubaar is. Baie keer maak die Here 'n deur oop, en omdat ons nog nie gevorm is nie, maak ons die deur self toe. Amen. Dit het ek ook al baie gesien. Hy maak hom oop, ons maak hom toe. So kom ek maak dit vir jou prakties, en hoe ek dit vanoggend wil uitbeeld, presies waarvan ek praat, hierdie vorming wat plaasvind. Ons lees dit, en ek gaan dit nie op die skerm sit nie, maar ons lees dit in Matteus 6 vers 24. Julle ken hom natuurlik uit julle koppe uit, nê. So die uitspraak daar is die volgende: ek en jy kan nie vir God en vir Mammon dien nie. Of ons gaan die een hoër lig as die ander, of ons gaan die ander ene so bietjie ontneem. En daai woordjie dien is natuurlik nie vir wie ek net, jy weet, kom liedjies sing en aanbid en sulke tipe van goed nie. Dit gaan oor, as jy woord gaan lees, dit is dit aan wie ek my hart kom toewy, my hart kom vasmaak. Dit wat die ereplek hier binne in my hart kry. Dit wat my fokus en my tyd en my energie vat. Dit wat my dryf. En ja, die stem ook wat ek na my lewe toe toelaat.
Ek wil vandag vir jou kom sê, Mammon is nie geld nie. Mammon is die invloed, die liefde vir geld. So die kerk praat nie teen die kommoditeit van geld nie. Die kerk praat oor die invloed wat dit kan hê op ons lewens. So ek het hierso 'n bietjie van 'n podium gebou met verskillende vlakke. En na aanleiding van Matteus 6 vers 24 kom sê dit dat dit belangrik is waar ek my ingesteldheid teenoor finansies in hierdie wêreld, wat ek het, die potensiaal wat ek het om nog meer daarvan te kry en wat ek daarmee doen. Dat wanneer daai op 'n hoër vlak is, wanneer ek my hart kom verbind tot dit op 'n manier wat hoër is as wat ek God die geleentheid voorgee, dan is dit hierdie prentjie. Met ander woorde, ek kan my finansies bestuur, kan dit sien as myne, kan dit bestuur op die manier wat ek wil, ek kan al die besluite daaroor maak. En dan wanneer ek op 'n slegte plek kom, kan ek net vir God kom vertel, Here, ek het 'n probleem, U moet my nou help. Dit is 'n goeie voorbeeld van die prentjie wat jy op die verhoog sien. Maar wanneer ons hierdie omruil, dan is ek op 'n plek waar ek nie na God toe draai en hom net kom vertel van waar my finansies trek nie. Maar ek begin by God. En op so 'n manier kom vorm dit my lewe dat ek na my finansies toe draai en vir presies vir dit sê wat sê God omtrent dit. Amen. Dis die verskil. Waaraan en hoe ek Mammon of vir God dien, het alles te doen ook met wat ek toelaat, wat die inspraak, wat die krag, wat die invloed, wat die rigtingwyser is in my lewe. Is dit wat ek voel in terme van daai prentjie, of is dit wat ek beleef die Here my deur sy gees en deur sy woord en deur Jesus se lewe ook na lei. En ek wil dit regtig bietjie kom unpack vandag, so terloops. Daai woordjie, maar 'n regverdige mens, daai woordjie regverdig is die woordjie tzadek. Dit beteken blameless. Dit beteken innocent. Dit beteken one in the right. In terme van wat, Jules? In terme van dit wat God sê oor my finansies. Dat ek en jy op so 'n manier handel met wat ek het en wat God voorsien. Dat daar nie 'n vinger na my toe gewys kan word nie. Dat ek gehoorsaam is aan die hoogste gesag. En dit is God. En ons het net hierdie tyd vandag om na al die beginsels toe te draai nie. Dit is so alomvattende gesprek, al het ons 3 kuiers van 'n halfuur in die volgende 3 weke. Maar ek gaan nou net vir julle sê wat ons wel gaan doen. Maar dit is so alomvattende tema, en die woord het net so baie daaroor te sê, dat ons nie by elkeen van daai goed gaan by stil staan nie, maar as ek opsommend vir jou kan sê, is dat God wil hê dat jy in jou persoonlike finansiële sake ook sy liefde sal beleef. Hy doen dit op maniere wat bonatuurlik is, wat ek en jy nie kan verwerk nie. En ek kan vir jou 'n paar voorbeelde gee. As jy jou eie praktyk het, die mense wat jou pad langs kom. Waarom, tensy jy 'n besigheid het wat nie een ander verskaffer in Suid-Afrika daai dienste lewer nie. Wat maak dat hulle by jou uitkom? Wat maak dat hulle jou vertrou met hulle geld en hulle besigheid? Ons wil glo as kinders van die Here dat die Here mense ook op ons pad bring en stuur wat ons self nie beheer oor het nie.
dat jy die vermoë het om in die oggend op te staan en dat jy nog die krag het, die kreatiwiteit het, die insig het, die skills het en vaardighede om daai diens te kan lewer, is bonatuurlik. No one is guaranteed of that. Daar's sekere goed waar God bonatuurlik voorsien. Maar wanneer hy voorsien, is daar ook iets wat hy in ons wil kom vorm. En dis waar ek en jy ons knie moet buig. En toelaat dat dit vermeerdering ook kan bring. Amen. Ek wil dit vandag regtig prakties maak vir jou. En wanneer ons, en ek wil bietjie vir jou daag, ouens, daar's baie mense wat nie weet wat die woord sê nie. Het jy al 'n studie gemaak, 'n persoonlike Bybelstudie, van wat die Bybel sê oor jou geld? Besef jy dat die Bybel iets te sê het oor spaar, oor uitgawes, oor leen, oor finansiële besluite, oor doelwitte, oor beplanning? Die Bybel het iets oor al daai goed te sê. Weet jy wat sê hy? Want wanneer jy daai toepas, is daar krag. Is daar vermeerdering. Word God se liefde tasbaar beleef in jou finansies. En ek weet, baie mense raak mismoedig, omdat hulle nou voel, ek moet deur daai hele Bybel gaan lees, om agter te kom wat dit is. Dit gaan my hele jaar vat. Nee, dit gaan nie. Het jy ChatGPT op jou foon? Het jy Google? Jy kan maar net gaan intik, wat sê die Bybel orals vir my, oor goeie rentmeesterskap, oor spandering, oor uitgawebeheer, oor voorkoming van vermorsing, oor prioriteite. Gaan Google dit net, hy gee vir al die skrifgedeeltes. Jy kan binne 'n dag 'n redelike studie maak van wat die Bybel sê. So, as sy liefde veel gekos het, vir my en vir jou, om in die area van ons finansies, sy liefde te beleef, gaan dit ons ook iets kos. En daai koste is die volgende. Wat gaan dit my kos? Dit gaan my kos, my wil en my beheer. En dis nie wat jy wil hoor nie. Dis nie wat ons wil hoor nie. Ek wil jy moet vir 'n oomblik net dink daaroor. Dink net ernstig. Is jy gemaklik met daai koste? Deuteronomium 8 vers 17 sê die volgende, dit sê, jy kan dalk dink, dis my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf, maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om rykdom te verwerf. Daai krag, soos ek nou vir jou genoem het veel fasette. Dit is sy bonatuurlike voorsiening in jou lewe. Maar wat ek vanoggend vir jou wil lees, is net die 10 verse wat dit vooraf gaan. Luister gou-gou, en ons weet, die God van die Ou Testament is ook die God van die Nuwe Testament. Hy is dieselfde gister, vandag en môre. Ja? En wanneer ek hierdie paar verse vir jou lees, dit gaan nie op die skerm wees nie, ek gaan dit sommer so vir jou uit die Bybel uit lees. Wanneer ek dit vir jou lees, wil ek jy met God se hart vir jou optel. Hoor gou hier. Soos lees in dieselfde hoofstuk, Deuteronomium 8. Ek begin sommer by vers 2. Hy sê, onthou die hele pad waarlangs die Here jou God jou 40 jaar lank deur die woestyn gelei het. Dit was om jou nederig te maak en jou te toets, om te sien wat regtig in jou hart aangaan. En of jy sy gebooie sal gehoorsaam. Hy het jou nederig gemaak deur jou te laat honger ly. Hy het toe manna vir jou laat gegee en vir jou laat eet. Kos wat jy en jou voorouers nie eens vroeër geken het nie.
Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om van te lewe. Ons fokus bly op die brood, maar ons vergeet hierdie gedeelte. Dis die vorming wat God in ons wil doen. En ons gaan dit nooit regkry, tensy ons nie bereid is om hy koste te betaal nie. Ons moet gemaklik raak met dit. Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om van te leef. Ware lewe vir die mens kom van elke woord wat uit die mond van die Here uitkom. Jou klere het 40 jaar lank gehou in die woestyn en jou voete het nooit blaase gekry of geswel nie. Jy moet diep in jou hart besef dat die Here jou God jou dissiplineer net soos jou ouer sy kind leer en dissiplineer. Gehoorsaam die gebooie van die Here jou God deur op sy paaie te loop en hom te eer, want die Here jou God bring jou in 'n goeie land met waterstrome, met poele water, met fonteine wat die valleie en berge in opspring. Dit is 'n land met koring en gars, wingerde, vyebome, granaatbome, olywe, heuning. Dis 'n land wat 'n oorvloed van kos sonder enige gebrek het. Dit is 'n land waar yster so algemeen soos klippe is en waar die baie koper in die berge is. Wanneer jy genoeg geëet het, dank die Here jou God wat hierdie goeie land vir jou gegee het. En dan kom ons by hierdie skrifgedeelte. Ek vra vanoggend saam met jou, is dit moontlik dat ons beheer gevat het van hierdie? Dat ons doen wat ons wil met dit, want dit is ons sin en ons het dit verwerk en ek het dit verdien en ek, daarom maak ek al die besluite en ek doen dit soos ek goed dink. En wanneer dit nie uitwerk nie, dan kom ek na die Here toe en ek vra hom om my te help en ek wil jou nie ontmoedig om dit te doen nie, want deur daai proses kom die Here ook en hy kom met sy op 'n liefdevolle manier deur die Gees wat ook deur die olie aan die ander kant voorgestel word. En hy kom blaas waarheid en lewe en perspektief. En hy gee vir ons die leiding wat ons nodig het in daai seisoen. Maar al wat ek sê is daar 'n kans, Here, dat helfte van die goed wat ek nou beleef voorkom kon gewees het, omdat ek nie by my begin het nie, maar dat ek by U woord begin het. En hierdie belofte wat hy vir sy mense maak, is dieselfde belofte wat hy vir my en jou maak. Dis dieselfde belofte. Terug in die Nuwe Testament. Want wanneer ons na Deuteronomium 8 kyk, dan sien ons dat dit nie net vanuit liefde is dat die Vader sy seun stuur nie, maar dat hy Jesus Christus ook vir ons as die voorbeeld vertoon van hoe ek en jy moet lewe. En ons sien wat Jesus gedoen het in die wildernis, 40 jaar in die woestyn, en die vyand kom versoek hom. Daar's so 'n bietjie van Mammon ook in daai prentjie. Want wat daar gebeur is dat die vyand vir hom sê, praat net met hierdie klippe. Sê hulle moet brood word, daar's jou voorsiening. En wat sê Jesus? 'n Mens sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus het die potensiaal daar om daai situasie in sy eie hande te neem, om voorsiening toe te eien as sy eie persoonlike verantwoordelikheid. Voorsiening is God se verantwoordelikheid. Amen. Hy het nooit gevra ek en jy moet vir onsself voorsien nie. Hy voorsien op verskeie maniere. Hy vra net, nou dat ek voorsien, wat doen jy met dit? En dan gaan ons een tree verder, waar die vyand vir Jesus op die hoogste berg lê. En hy sê vir hom, hier is die hele wêreld met al sy rykdomme. Buig net voor my. Dis weer die prentjie van buig voor geld, buig voor hom, die hele prentjie van Mammon, nê. Buig net voor my en al hierdie rykdomme is joune. En wat sê Jesus? Die woord sê, jy sal nie enige iets of enigiemand anders kom dien behalwe vir God nie. Jy sal nie jou lewe kom buig voor enige druk, voor enige wêreldse wysheid, voor enige iets. Jy sal jou knie voor hom buig. En ons sit in 2026 en ons sê, Here, bless ons. Laat dit met ons goed gaan. Ons het reeds en hy doen dit en hy bly dit doen.
maar daar is ook 'n verwagting in terme van die vormingskant van wat ons doen met dit wat hy na ons lewe toe vertrou. So hierdie is 'n hartsaak, ouens. Is ek en jy bereid om my eie wil en my eie beheer wat ek wil hê, net so bietjie te laat gaan en hom toe te laat dat sy woord my rig in die elke dag besluite wat ek moet maak. Ek dink die tweede koste element is natuurlik die hele ding van prioritisering. Jules, prioritisering van wat? Wel, prioritisering van behoeftes en begeertes. Daar is 'n groot verskil. Needs versus wants. Ja? Begeertes sal ons nooit aan die einde van kan kom nie. Daar sal altyd iets wees wat ek voorbegeer. Amen. Maak nie saak of dit goed is nie, wat jou geld koop nie, maak nie saak of dit 'n selfoon is nie, ek gaan nou iets daaroor sê. Maak nie saak wat dit is nie. Ons sal altyd meer begeer. As jy vir die eerste keer daai nuwe kar by die garage gaan optel, jy was hom 3 keer 'n week. Na 'n jaar was jy hom vir 3 maande nie. En jy dink al klaar aan jou trade-in en jou volgende ene. Daai is 'n ding wat by ons almal is, ontspan. Al wat ek probeer sê is begeertes het net 'n massive krag in ons lewens. Ons sal nooit aan die einde kom van wat ons voor begeer nie, nê. En baie van daai begeertes is baie uitspattig. En ek dink die Here wil ons bederf en hy sit daai goeters in ons hart en ek dink dit ons moet dit in perspektief sien as dit kom by wat hy ons toe vertrou. Want ons moet dit reg kry. Daar is prioriteite tussen begeertes en behoeftes. So, en God wil ons help en sy woord doen dit. Help ons om te prioritiseer. So, Spreuke byvoorbeeld, daar is soveel talle plekke waar ons kan gaan. Ek wil net die beginsel kom. So, kyk na Spreuke 21. Hy sê, wie plesier voorop stel word arm, wie lief is vir wyn en lekker kos word nie ryk nie. Heer, help my. Here, daar is niks beter as 'n pork belly en 'n rooi wyn nie. Jy weet dit. Nee, heerlikheid. En ek is die ou wat so ten duurste betaal vir sushi elke tweede week, want ek sal verslaaf daaraan. Jy weet 'n ding met sushi, nee, as jy eers dit begin, dan is daar geen einde nie. Jy's gehoek. Jy moet dit hê. Dis asof daai craving in jou net nie maak dat jy dit laat staan nie, al het jy nie die geld vir dit nie. En as jy na die skrifgedeelte kyk, kan dit baie confusing wees, want die eerste ding wat jy sien en wat jy op fokus, is die lekker kos en wyn. Kom ek net sê, Jesus het nie eens probleem met wyn gehad nie, want hy het die water gevat en verander in wyn. Dit gaan nie oor wyn nie, dit gaan nie oor lekker kos nie. Dit gaan oor die woordjie heel aan die begin. Hy sê, wie plesier voorop stel. Voorop, dis die orde, dis die prioriteit. En die Here gaan nie ons wil lei in 'n rigting waar ons die hele tyd begeertes nastreef wanneer behoeftes regtig nog 'n issue is nie. Want hy maak 'n belofte, hy wil voorsien in al ons behoeftes. God wants to provide in all of our needs. Hoeveel van ons lê voor die Here in huil? Omdat ons geld vat wat ons nie het nie. Ons gaan skuld aan. Ons vat geld wat ons nie het nie. En ons gaan spandeer dit op goed wat ons nie nodig het nie. En ons wil nie die goed hoor nie. Selfs op my span. Waar is my ring? Ek dink hy is besig met by Fusion, ek kan maar oor hom praat. Ek het lekker gelag, was 'n lekker grappie gewees. So my ring kom na my toe 3 maande terug. Hy het 'n iPhone. Maar hierdie nuwe ene, die iPhone 17, gaan hom net R500 meer kos. En hy het al hierdie, ek sê vir hom,
wat het jy nou, Myring? Hy sê, nee, hy het 'n iPhone. Ek sê vir hom, werk hy? Hy sê, ja. Ek sê, is daar iets fout met hom? Hy sê, nee. Ek sê, nou, waarom wil jy R500 spandeer op 'n nuwe iPhone? Ek wil sien, hy hoor wat ek sê, maar hy wil nie luister nie. Ja, maar Maurice het nou die nuutste iPhone gaan kry en wat. Ek sê, jy ken nie Maurice se storie nie. Is daar iets fout met jou foon? Nee. Ek sê vir hom wel, hierdie foon wat hier voor my lê, daai foon, is nou 7 jaar oud. Ek sê, Myring, toe 2 jaar verby is, toe bel MTN my vanself, dis asof die Here hulle stuur. Hulle bel my. Ek weet nie waar hulle aan my gekom nie. Ek meen, hierdie ouens is on top of things, hulle weet tot wanneer daai 2 jaar tot op die dag verby is. Hulle sit daar met 'n groot klok en hulle time as daai, dan bel hulle jou. Ek sê, hulle het my gebel. En hulle het vir my vertel van hierdie upgrade waarvoor ek kwalifiseer. En ek het vir hulle gesê, nee dankie, want daar's niks fout met my foon nie. En nou 7 jaar later is daar nog steeds niks met my foon nie. En nou kom ouens soos Car Magazine, en hulle vertel vir ons, hulle het 'n bietjie van 'n huiswerk gaan doen, en hulle kom agter, dat die gemiddelde persoon ry sy kar vir 4 jaar. Maar die gemiddelde kar hou 14 jaar. En is daai 10 jaar tussenin wat ons arm maak. Is waar, nê? Nee? Ja. En ek sê vir MTN, ek wil dit nie hê nie. Hulle sê, maar jy kwalifiseer daarvoor. Ek sê, geen nie om nie. En hoeveel keer stap ons in winkels in en ons koop nie iets omdat ons dit nodig het, maar is op 'n special. En is so groot special, ons kan nie ons self uit daai winkel uit kry nie. Ek het gister in Woolworths ingeloop, want Marlene het gesien, toiletpapier is op 'n special. Gewoonlik betaal jy vir 9 rolle R100. Nou kry ons 50 rolle vir R200. Ek sê, hoeveel tyd spandeer jy ons in die toilet? Luister net, ons gaan 'n jaar se voorraad koop. En weet jy wat? Ons het daar uitgestap uit Woolworths met net so hoop toiletpapier. Ons het vir R200 gekry. Maar dit neek my cashflow op vir die maand. Kom ouens, ons kan grappies maak oor hierdie. Ek dink ons moet die woord ernstig opneem. Daar is soveel meer wat ons lewens toe kan kom. Ons kan sy liefde op sulke amazing levels beleef in ons dag tot dag besluite. Wanneer ons net kan regkry om te prioritiseer nie. En vandag kyk ek terug, die laaste 5 jaar wat hierdie foon due is vir 'n upgrade. En ek vat daai ekstra, jy weet 'n nuwe Samsung Galaxy 26 Ultra kos R30.000, R40.000. Dis R1.000 'n maand oor 5 jaar, gaan maak jy som. En dan sien jy wat een simpel besluit wat ek met daai geld kon doen. En ek sê vir die Here dankie dat U my in daai oomblik gehelp het om te kan prioritiseer, maar dit is 'n koste. Dit kos ons, nê. So. Die Bybel moedig ons altyd aan om 'n lewe van wysheid te leef en onnodige skuld te vermy want jy sien die ding is God is gepla oor die vrede in ons gemoed. Vrede is vir hom belangrik. Peace matters to God. En hy weet van elke aand wat ek en jy wakker lê en worry oor hierdie goed. Dis vir hom belangrik. En daarom gee hy vir ons hierdie baie belangrike lewensgewende beginsels in sy woord. Ek gaan begin afsluit. Ons moet bereid wees om 'n koste te betaal en hierdie koste is 'n koste van balans. Hierdie is baie confusing partykeer in die Bybel. Die hele ding van balans. Gaan luister 'n bietjie, kyk bietjie wat sê 1 Timoteus 6. Hy sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Dit voel vir ons die Here, U skree net op geldgierigheid. Dit is nie van U nie. Maar as jy net so 'n bietjie verder lees in die woord by Spreuke 13 kom, dan sê hy rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. Maar wie bietjie vir bietjie bymekaar maak word ryk. Daar praat hy van rykdom in 'n positiewe lig. En hy moedig dit half aan. Ja, Here, wat sê U vir ons? Dit is baie confusing.
die hele Nuwe Testament en met Jesus se lewe, sien ons die hele ding van balans is so belangrik. Daar in Matteus 22 kom maar mense om Jesus, van hulle is sy volgelinge, en hulle vra vir hom hierdie strikvraag, hulle wil hom eintlik uitvang. Hulle vra vir hom, Here, moet ons belasting betaal? Jy sien wat hulle probeer doen is, hulle probeer Jesus op 'n plek kry waar hy sê, julle kan julle rugdraai op die wet. Wette is nie belangrik nie. Die ouens wat om die vraag vra het geweet, dat wanneer hulle belasting betaal, is hulle besig om die ouens te empower, die Romeine, en hulle weet ook wat doen die Romeine, wat is hulle agenda. Hulle is blootgestel aan onderdrukking hulle self. En eintlik van hulle nog meer wat daar gebeur, nê. Hulle hoop eintlik Jesus kan daar vir almal sê, moenie die keiser betaal nie. En Jesus kom en hy wys vir ons, dit gaan nie net oor reëls en regulasies nie, maar dit gaan oor die gesindheid van ons hart, en hy sê vir hulle, gee vir my 'n muntstuk. Hy sê, wie se gesig op hierdie muntstuk? Hulle sê, dis die keiser se. Hy sê, nou gee vir die keiser wat hom toekom, maar gee ook vir God wat hom toekom. Dis daai hele ding van balans, nê. Daar's baie mense hier wat baie geld het, maar hulle is nie geldgierig nie. Amen, verstaan ons daai beginsel? Maar vir ander mense beland hulle in 'n struik van geldgierigheid, omdat hulle juis op daai plek is. Want ons moet die hele tyd waak teen hierdie ding van die empowering gevoel en die gemak van daar is baie hulpmiddels en dit is wat dit vir my kan bring na my lewe toe. So ek wil meer hê van dit kan ook iets in my hart doen. Maar dit doen dit nie in alle mense se harte nie, want hulle staan op die woord. En dit is hierdie balans wat Jesus van praat, hoor gou, vergenoegdheid, contentment, vergenoegdheid en ambisie, it can coexist. Hoor jy? Contentment and ambition for growth can coexist. Wat beteken dit? Streef na groei sonder gierigheid. Bou sonder om uit te byt. Spaar sonder om op te gaar. Geniet seëninge sonder om dit te verafgod. Dis die balans. En die woord gee daai goed vir ons. Die laaste ding, koste element, is natuurlik die hele een van dissipline. Soos ek nou nog sê, ons het net hierdie tyd in hierdie halfuur om alles te dek nie. Daarom wil ek net vandag hê jy moet weet, God se woord praat oor begrotings, dit praat oor uitgawebeheer, dit praat oor finansiële beplanning, dit praat oor doelwitte, dit praat oor die vermindering van vermorsing, dit praat oor spaar, dit praat van die feit dat jy wyse raad moet gaan soek, dit praat oor navorsing, dit praat oor getrouheid, dit praat oor baie van daai goed. En om net vandag so 'n bietjie ekstra krag te bring, het ons 2 geleenthede, een kom op in hierdie week. Ons gaan dit nie vandag daaroor kan praat nie, maar dit is net om 1 level laer te gaan oor hierdie woord vandag. En net prakties te kyk hoe dit in ons wêreld werk. Dis baie prakties. So, ons het die 10de, het ons 'n finansiële beplanner, ons 'n spreker, wat tyd met jou gaan spandeer, oor hoe jy, of dit nou vir aftreebeplanning is, of dit nou pensioene is, of dit beleggings is, of dit finansiële beplanning is, maak nie saak wat nie, maar wat jou kan bekragtig en kan help, vanuit 'n Bybelse perspektief, natuurlik, hoe ons gesond kan kyk na hierdie goed, hoe dit vir 'n kind van die Here gesond is om na daai konsepte te kyk. So ons wil jou so 'n bietjie kom empower, en ek wil vra dat jy moeite sal doen. Dit gaan hier by die skool wees, en dit gebeur Dinsdag, dit is gratis. Dit sal help as jy dit net registreer, dat ons net kan kyk wat se venue ons moet boek, maar dit is al reeds op ons Linktree. En dan die week daarna gaan ek met julle kom gesels, spesifiek, nie net oor die vooruitdroom en kyk en beplan nie, maar nou, in jou budget operationally nou. Ons gaan praat oor lekker goeders, oor uitgawes, oor allerlei goeders. Ek moet vir jou sê, ek het 10 jaar, hey, dis pause, ons land. Ek het 10 jaar terug, het ek begin
met spreadsheets, en ek wil net weer vandag vir jou kom sê, spreadsheets is nie Delilah nie, spreadsheets is hemels. En ek het 10 jaar terug begin met spreadsheets, wat ek my maandelikse budget byvoorbeeld vat, baie prakties. En ek het dit kom forecast met 'n 6% inflasie, by medies miskien 'n 10% mediese inflasie, en ek het dit gevat tot die ouderdom van 80. Dis 'n 35 jaar lang spreadsheet. Ek het in 'n oomblik gesien waar ek gaan opeindig en wat ek nodig het. En dit het my gehelp om nou planne te maak. Ons het baie empowering tools vir jou. Ons kan jou kom help in jou situasie deur vooruit te kyk en na nou te kyk. So, die 10de en die 18de sign op vir daai goed en ons gaan jou regtig prakties kom empower, want ons eenvoudig net nie genoeg tyd het in so Sondagdiens nie. Ek wil vandag kom afsluit. En ek gaan vra dat jy sommer net so 'n minuut daar op jou eie sit en net so 'n bietjie gesels met die Here. En hom vra, is daar dalk areas of plekke in jou finansiële bestuur, in jou prioriteite, in die manier hoe jy kyk na jou finansies, wat dalk nodig het om te kom buig voor sy leiding. Jy het dalk beheer in jou eie hande gevat en jy het net jou soeke na stabiliteit en waarvoor jy droom op 'n troon kom sit wat hoër is as wat hy graag wil wees en gesien word. Dalk is daar areas wat jy sê, Here, ek gaan nie meer net hierdie prentjie maak werk op my eie nie. Ek het regtig u leiding nodig. Ek kom buig daai area vandag. Dalk net so 'n gesprek met die Here, ek gee vir so 'n minuut lank. Vader, ek wil net sommer so saam met 'n klomp biddende mense soos na u toe draai vandag net kom intree. Ek besef ons sit met 'n paar pensionaars hier, ons sit met afgetrede mense, ons sit met mense wat dalk soekend is vir werk, ons sit met soveel verskillende gevalle en dankie Vader, dat ons nog steeds vandag kan staan op u hand van voorsiening en ook u hart van liefde. Ek kom bid so vandag dat hulle in hierdie komende seisoen u liefde ook in hierdie area van hulle lewe sal beleef. Dat u nog steeds die vermoë het om 'n tafel in die woestyn te dek vir u mense waar daar niks is, dat daar iets van kom. Dat hulle nog steeds beleef vandag in 2026 hoe u nog steeds spreekwoordelik spreeue kan stuur om kos aan te dra. Want dit is wie u is. En ek kom vertrou vandag vir elke persoon wat net nie op 'n plek is om die mees basiese goed in hulle lewe te kan aanspreek nie. Dankie Vader dat dit u hart is. En dan kom sê ek ook vir dankie net vir u woord van wysheid en leiding in ons lewens. En hoe die Heilige Gees elke dag met ons is en ons ook herinner aan daai woord en kom lei. Mag die sensitiwiteit en ingesteldheid van ons hart u net toelaat
om vermeerdering en oorvloed en gesondheid in ons finansies te bring. Ons hart is om U te bly eer met elke area van ons lewe. Ons sê vir U dankie. Amen.